Goeiedag luisteraars. Ek deel graag met julle hoe om in te gaan in 'n rang om autoriteit te kry in die geestelike riem. Wie gee jou die autoriteit om in aanbiddingstyd daarin te gaan en veranderinge te maak? Vader, in die naam van Jesus kom ek na u troonkamer van genade. Heilige Gees, u is so welkom. Here, ons submit en surrender vandag voor u. En ons stel ons oop vir dit wat u vandag wil deponeer in ons harte en dit waarin u ons wil leer en train vandag. Lord, show us your glory. Here, ek bid dat elkeen 'n goddelike ontmoeting met u sal hê vandag. Dankie dat u 'n getroue God is. Heilige Gees, salf my lippe om oop te breek en te spreek wat u vir my wys en salf om dit uit te spreek. Ek loof u Vader God, ons prys u heilige naam. In Jesus naam, amen. Nou vandag deel ek met jou oor how to dethrone the demon on your throne. God kyk nie na die fisiese liggaam nie, vir ons as mens nie, maar na die hart. God kyk na jou geestelike hart. Ons het die bloed van Jesus, ons het die Heilige Gees en ons het die woord. Hy train ons om te weet wat ons moet doen. Ons weet altyd nie, dit is nie 'n mens wat jou koop nie, God koop jou. Ons gebruik die woord om die vyand teë te staan. How to war in the spirit region for your throne. Daar is demoniese aktiwiteite rondom jou. Daar's baie goed wat plaasvind rondom jou. Maar in die waar ons nou geestelike oorlogvoering doen, is daar nie 'n verlede nie, daar is nie 'n toekoms nie en daar is ook nie 'n teenwoordige nie. Alles is oop. Daar's dinge wat daar gebeur. Wanneer jy bid en intercede, waar jy regtig wag op 'n antwoord op gebed. Jy weet daar's miskien 'n moontlikheid dat 'n maatskappy dalk kan toemaak of dat jy dalk kan afgedank word ensovoorts. Dan gaan jy in geestelike oorlogvoering. You can visit in these realms and rectify your past. Jy kan in daardie realm ingaan deur gebed en dit verander. Vra vir die Heilige Gees. Byvoorbeeld, jy's geskei of dit gaan sleg met jou besigheid, daar's oppression, in gebedstyd kry jy 'n openbaring. Die Here openbaar dinge aan jou, byvoorbeeld in bevryding, dat jy sal ervaar, daardie persoon ervaar verwerping, dan besef hulle, maar dit is my struikelblokke. Dit is hoekom ek so swaarmoedig voel, in daardie realm kan jy goed regstel. Nou, hoe gaan jy dit regstel? Wie gee jou die autoriteit om in aanbiddingstyd om daarin te gaan om veranderinge te maak? Die bloed van Jesus Christus. Die demone operate saam. They operate by blood covenant. Wanneer ons ingaan daar, hulle sien die bloed van Jesus op ons. Hoe gaan ons in rang om autoriteit te kry in die geestelike riem? Hulle kan jou identifiseer. Byvoorbeeld as ons kyk die voorbeeld van die 7 seuns van Skeva, almal was gebruik om demone uit te dryf. Die demone, sê vir die seuns van Skeva, Paulus ken ons en Jesus erken ons, maar wie is julle? Hulle herken hulle nie, want hulle het nie autoriteit nie. Op wie se toestemming kom julle hier? Wie gee jou die reg om my te verjaag? Wat is jy in hom en wat jy weet? Christ in me, the hope of glory. Omdat hy in jou is, het jy autoriteit. Because of the blood covenant. Nou, die vyand moet ons onthou, copycat altyd. Jy kan ingaan om te kyk wat in daardie seisoen gebeur het
en teruggaan in daardie seisoen, in daardie realm, en met die Heilige Gees en met die engele verander dit. Destiny seekers, destiny helpers. Woord sê, "Are my spirits not helpers to the heirs of salvation?" Daar staan engele nou by jou, en party se engele het 'n jaar laas 'n opdrag gekry. My angels are ministering spirits of fire. Hulle operate onder die ordonnansie van die woord. Jy kan hom nie boelie nie, hy het autoriteit. Jy moet net die woord en opdrag gee, en op daardie woord sal hy toesien. Daarom is dit belangrik dat jy die beloftes van die woord ken. Jy kan so ver gaan in die lineage, byvoorbeeld die van der Merwe clan, om te kyk watter covenants of agreements hulle gesluit het, met wie ook al en watter jaar. Wanneer het dit gebeur? Dit kan geopenbaar word met bevryding. Een sal byvoorbeeld in tale bid, 'n ander een is miskien die senior persoon, en die ander twee sal saggies bid en op die Heilige Gees staat maak, dat die Heilige Gees sal openbaar, byvoorbeeld, dit is bitterheid, of dit is verwerping, of dit is vrees, of dit is woede, of dit is haat, wat ook al. Heilige Gees openbaar dit en dan sal die senior persoon kom en die persoon daarvan bevry. Magte daarbo operate wettig, dit is legal, want hulle werk onder 'n bloedverbond. So hulle het die autoriteit om te bind, to compress and to depress. Dan sê John 10:10 vir ons, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Dit is sy mandaat, dit is wat hy doen. Hy is nie jou speelmaat nie, en hy is ook nie jou vriend nie. Hy is 'n baie slim wese. He has studied mankind for thousands of years. En die woord sê, jy moet wakker en waaksaam wees. Jy sal sien, as hy deur jou iemand manifesteer, sal vrouens soos mans praat. But praise God, we are able. Jy moet weet hoe om te deel met die vyand. Die duiwel kan kom steel by jou dit wat die Here vir jou gegee het. Hy wil kom steel. Hy manipuleer jou. Hy kan jou toekoms manipuleer en hy kan jou beperk met gradering met hoe jy vorder in 'n lineage van 'n familie. Hy kan jou krepeel slaan. Byvoorbeeld, almal in 'n familie het miskien geleer vir 10 jaar, maar niemand kry werk nie. Dit is die spirit of delay. 'n Familie lineage, dit is nou genoeg. Jakobus 4:7 sê vir ons, weerstaan die vyand en hy sal van jou af wegvlug. Die Here God gaan nie die duiwel teestaan nie, jy gaan dit doen. Submit yourself to God. He'll give you the Holy Spirit and the knowledge of the word. Dat jy daardie woord kan verklaar into the heavenlies, the time zone of season and revelation, en jy sal die duiwel laat stop in sy spore. Jy moet hom weerstaan, uit my huis uit. God se woord is sy wil. So as jy nederig is en jy neem die instruksies van die woord en jy begin dit toe te pas en jy gebruik dit, dan gaan jy die duiwel oorwin. Die duiwel vat Jesus ook aan op die woord in die woestyn. Nou wat het dit met familietrone te doen? Om jou te bring na die troonkamer. In jou gebedstyd het jy miskien hierdie probleem. Jy gaan byvoorbeeld bid vir jou kinders se dwelmmisbruik, of jou huwelik, of skuld, of jy gaan hier dit in gebed bring. Maar nou weet jy, hier kom ook ander goed met dit, om dit te verhinder, om dit te versteur, of agterdog en twyfel te saai en twyfel te bring. Jy is nou in sy wil,
want jy ken sy woord en jy gaan woord bring wat van toepassing is op dit soos geestelike oorlogvoering. Byvoorbeeld, ek is die kop en nie die stert nie. Ons kyk Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 se blessings. Jy gaan dit bid en jy gaan nie na jou bankrekening kyk nie. My God is able. Silwer en goud behoort aan hom. Gaan weg van my, Satan. Jy vat die woord en jy bid sy woord. Jy is in sy wil en jy neem dit en jy pas dit toe. Daar is geen beperking daarop nie, want daar is rang en autoriteit in hom. Op die kruis het hy gesê, no sickness, no disease, niks kan my verhinder nie, dis klaar gedoen. Bid, moenie ophou nie, jy het miskien 10% van die dag van 100% gedoen, en jy het die vyand teruggestoot, wyk van my, ek trek 'n laar om my kinders, ek pleit die bloed, die Here is my toevlug, en hy sal voorsien, gaan weg van my af. Nou is dit miskien 20% wat jy gebid het, nou gaan jy werk toe môreoggend, en gedagte kom by jou op, maar was dit genoeg? Ek het vir 2 ure gebid, maar my bankrekening, miskien moet ek eers gou check, daar's nog nie 'n inbetaling gedoen nie. Dan sit jy miskien 'n stiek in jou motor en jy luister na 'n geestelike liedjie. He is here, forget about yourself and worship him. Vader, in die naam van Jesus kom ek en ek loof u en ek eer u. Ek weet u sal my nooit begewe en verlaat nie. Here, ek weet u het vir my die vermoë gegee om uit hierdie situasie te kom. En gedagte kom by jou op. 10 jaar terug het die Here vir my ook uit so 'n situasie gehelp. Here, ek herinner u aan dit. Here, toe my seun was selfmoord pleeg, het u 'n boemelaar gestuur wat langs hom kom sit het en vir hom gesê het om nie te spring nie. Ek het nou wel nie kos nie, maar daar's mense wat jou baie lief het. Nou is jy miskien 40% ingebid. Jy kom by die huis, jou man se grassnyer het gebreek, en jy sê vir jou man, ek gaan net gou stort. Nou gaan jy nie stort, en nou begin jy weer te bid in die naam van Jesus. Satan, ek bind jou werke, wyk van my af. Ek herinner jou aan wie my God is. Hou aan om te bid, hou aan om te bid. Elke keer wat jy tyd spandeer in sy presence, sê die Here, I'm working behind the scenes. Don't forget the ministering spirits of fire. Lord, I thank you for your angels. Lord, send forth my angels of destiny. Lord, send forth my angels of recovery. Lord, send forth your virtue angels. Lord, send forth my investigator angels to find the money that was stolen from my bank account, to find it for me in the name of Jesus. Nou is jy miskien 98% ingebid. Lord, today expose the witch, the warlock, the demon that sit on the throne of my family lineage. Lord, Holy Spirit, reveal it to me like a vision. Talk to me so that I will hear and identify the demon, the wicked spirit that's plaguing me, that's holding me down, that's holding me back, not giving me deliverance and my family to be set free in the name of Jesus. Holy Spirit, I honor you. I praise you. Let it be according to your word. Satan, flee in the name of Jesus. Nou kan jy jou broodjie kry en jou sappie, dat ons elke keer voor gereed maak, dat ons sy liggaam kan inneem, wat sy liggaam vir ons gedoen het aan die kruis, en wat sy bloed vir ons gedoen het aan die kruis. So ons gaan nou in communion met hom, to come in union with the Lord. Lord, this is the brokenness. This is the newness.
Lord, I lay down rejection. The Holy Spirit talked to me about and racism, about bitterness, about unforgiveness. I see that witch on my throne that's preventing my family to go forth. No witch of bitterness, warlock of rejection, warlock of anger, call it by name. Praat met daardie ding om te gaan. Hy is al vir 'n lang tyd, miskien op jou troon, en hy sê nou vir jou, wat bedoel jy? What do you mean? Wil jy vir my van hierdie troon afhaal? Ek is al vir 10 jaar op hierdie troon. Jy gaan my nie uit my familielineage kry nie, want daardie geeste, demons, hulle is stubborn, hulle is wicked, hulle is parmantig, want ons het hom gemaklik gemaak. Maar nou kan ons, deur communion te gebruik, wat sy liggaam vir ons gedoen het, kan ons genesing kry, wat sy bloed vir ons gedoen het, wat sy sin-free blood, sin-free, disease-free en poverty-free blood. Kom ruil jy nou om vir dit wat gekeer het dat jy kan vrykom, kom jy nou oor in die rekord van Jesus Christus. Dankie Here dat U vir ons genees. Dankie Here dat ons by magte is en dat ons autoriteit het om deur U bloed die vyand te verslaan. In Jesus naam. Amen.